Goeiemôre. Jy luister na die 69ste oordeenking in die reeks Kopskuif. Die tema vanoggend: die 4 wette en omgekeerd. Het jy ooit gedink die tema gewoontes kan so interessant raak? Ek moet eerlik sê, ek het nooit in my lewe gedink dat 'n mens soveel oor gewoontes kan sê nie. Jy weet, ons is nou op daai fase waar jy voortdurend vir die kinders redenaarspraatjies moet uitwerk. Nou stel ek myself voor, as een van die opsies was gewoontes. Ek sou nou regtig hard moes dink, om selfs 'n opstel uit te werk, wat genoeg sê oor gewoontes. Maar James Clear het duidelik hierdie tema, sy lewenstaak gemaak en vir goud gegaan. Kom ons kyk net weer gisteroggend na die wetenskap van gewoontevorming. Uiteindelik kom hy tot die punt om dit die 4 wette van gewoontevorming te noem. Sal jy hulle kan opnoem vanmôre? Dink saam met my. Die heel eerste wet van gewoontevorming is die leidraad of die impuls. Die tweede wat daarop volg is die hinkering. Derdens is daar die respons of my reaksie daarop. En laastens die verwagting van 'n beloning. Ek en jy kan hierdie wette baie nuttig aanwend om nuwe gewoontes aan te leer. Jy kan dit neerskryf. Plak dit ergens op. Sit dit as 'n raamwerk op jou rekenaar waar volgens jy, wanneer jy 'n nuwe gewoonte wil aanleer, daardie wette kan volg. Kom ons maak dit nou nog meer spesifiek. Eerstens, maak die gewoonte wat jy wil aanleer vanselfsprekend. Met ander woorde, kry 'n duidelike impuls. Tweedens, maak dit aanloklik, die hinkering. Derdens, maak dit maklik of maklik moontlik, dis jou respons. En maak dit vervullend. Jy moet uitsien na die beloning. Ons gaan oor die volgende paar dae elkeen van hierdie wette in detail bespreek. Vanoggend wil ek egter vra dat ons na die interessante keersy van hierdie 4 wette kyk. 'n Mens kan dit dus gebruik, omgekeerd, om slegte gewoontes af te leer. Maak die impuls onsigbaar. Maak die hinkering onaantreklik. Maak die respons moeilik of selfs onmoontlik. En maak die resultaat onvervullend of selfs sleg. Gestel jy sukkel om op jou werk te konsentreer. Jy wil graag meer gefokus wees, maar kort lei jou foon. Of as jy weer sien, dan kyk jy vinnig wat se boodskappe is daar, of jy weer self kan kry, dan is jy op sosiale media. Eerstens, verwyder die impuls. Los jou foon in 'n ander vertrek vir 'n uur of 2. Maar jy kan dit vir verskeie gedragsveranderinge toepas. As jy voortdurend voel jy is nie goed genoeg nie, hou op om sekere sosiale media rekeninge te volg wat jou laat sleg voel oor jouself. Kry die impuls weg. As jy tyd mors deur te veel televisie te kyk, verwyder die TV uit jou slaapkamer. As jy te veel geld mors op allerlei gadgets, jy weet, ek het baie sulke vriende wat gadget mense is. Hou op om die resensies oor die nuutste tegnologie of die nuutste gadgets te lees. As jy te veel videospeletjies speel, haal die kragprop uit die muur uit en bære dit in 'n hoë kas elders. Verwyder die impuls. Tweedens, maak die hinkering onaantreklik. Kom ons keer terug na die foon toe. Die oomblik wanneer die hinkering by jou opkom om jou foon op te tel en daardeur te blaai, sê vir jouself, Dienis, jy dink dat as jy op jou foon kyk, sal daar 'n mooi beloning wees. Maar in werklikheid is dit net dopamien wat jy nastreef, wat vir jou 'n valse gevoel van verligting gee. Die werklikheid is, jy raak net meer agter met jou werk. Wat jou waarlik sal vrymaak, is as jy nou vir 'n uur konsentreer en hard werk. Dit sal vir jou veel eerder 'n gevoel gee, dat jy iets vermag het in hierdie dag. Derdens kan jy dit moeilik maak of onmoontlik.
Jy kan 'n paar stappe inbou sodat jy nie onmiddellik toegang tot jou foon het nie. As dit langs jou in die laai op silent lê, kan jy maklik ingee en gou-gou weer kyk. Of as dit vibreer, gaan dit jou aandag trek. Gaan haal 'n leer of 'n staantrap en bære jou foon in 'n hoë kas. Maak die deure toe in 'n ander vertrek. Gaan bære weer die leer of die trap sodat dit moeite is om dit gou in die hande te kry. Sluit dit in 'n kas toe en gee die sleutel vir iemand in die huis en sê, jy gee nie vir my hierdie sleutel voor oor 2 ure nie, al smeek ek jou daarvoor. Laastens, maak die uitslag onaantreklik. Gaan soek 'n prentjie op die internet van iemand wat mal besig is en niks gedoen kry nie. Maar soek sommer 'n slegte prentjie. Die persoon moet verward, oorwerk, moeg en desperaat lyk. Sit die prentjie langs jou neer en elke keer as die impuls kom, sê vir jouself, dis nie wie ek is nie. Natuurlik sal dit mettertyd besig wees om 'n nuwe prentjie daar neer te sit, van 'n persoon wat in beheer is, wie se werk klaar is, en rustig sit en koffie drink met die wete. Dit is wie ek is. Laat weet my wat die 4 wette van gewoontevorming of gewoonte afleer vir jou gedoen het. Onthou, elke atomiese klein verandering word 'n kerngewoonte. Dit het 'n reuse effek op môre en die dag daarna. Ek groet jou vanmôre met die bekende spreekwoord: hou wag oor jou gedagtes, hulle word jou woorde. Hou wag oor jou woorde, dit word jou dade. Hou wag oor jou dade, hulle word jou gewoontes. Hou wag oor jou gewoontes, dit word jou karakter. Hou wag oor jou karakter, dit word jou bestemming. Kom ons bid saam. Here, sal U waghou oor my gedagtes, sodat ek dit weeg en oorweeg, dat my woorde heilsaam, opbouend en waardevol mag wees. En laat dit my dade inspireer, wat gewoontes word. Onderrig my deur die Gees en elke dienaar wat U op my pad stuur, om my iemand van Christelike karakter te maak, sodat my bestemming 'n helder visie sal word, waar ek saam met U by 'n feesmaal aansit. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.